Dokter Later gaan bezig met een noodoperatie in Theater 3. Wie soek hom? Daarom nie daar het gesê dis baie dringend. Wel, as ons net moet wag is al. Suster, verskoon my 'n oomblik. Ek is Dominee Breitenbach van die Kroeggemeente. Ek is bevreeslik baie slegte nuus vir Dokter Later gaan. Sy moeder het vanoggend vroeg verongeluk. Sy was alleen in die kar. Die motor het teen 'n wal vasgeloop en oor 'n brug gestort. Sy is op slag dood. Goeie hemel. Is al familie wat hy nog op hierdie aarde het, behalve vir 'n paar ooms en tantes. Ja, ek weet. Dis hoekom ek maar dadelik gekom het. Die polisie wil ook met hom in aanraking kom. Wel, ek glo nie hy sal nou uit die teater kan kom nie. Dit is 'n baie groot operasie en ek dink dit sal omtrent nog 'n uur neem. Ek sal wag. Goed, ek stuur hom sodra hy klaar is. Dominee Breitenbach, het is dokter Later gaan. Dokter? Toe maar, dominee, ek het gehoor. Suster het my gesê. Ek is jammer, dokter Jong. Sy is in my gemeente. So enigiets wat ek kan doen, jy moet net praat. As jy wil hê ek moet help met die begrafnisreëlings, dan doen ek dit graag. Dankie, dominee. Jy het so lank vir my gewag. Kan ek vir 'n koppie tee aanbied? Dit sal lekker wees, dankie. Ek is 'n dokter, dominee. Deur jare raak 'n mens gewoond aan die dood om jou. Jy raak so half gehard daarteen. As dit jou eie ma is. Dit is so anders. Sy was maar 47. Ja, ek weet. Dit is snaaks. Toe ek klein was, van ek onthou, ek het altyd jammer gekry. Toe my pa dood is, was hy maar 36. En sy kon maklik 'n slag weer getrou het. Maar sy het nie. Ek het altyd gewonder of dit oor my was. Waar het die ongeluk gebeur, dominee? Haar buurvrou sê sy was die naweek Nelspruit toe. Dat het glo naby Machadodorp gebeur. Ek het gereël dat die lijk hier naartoe gebring word. Jy beseker die begrafnis in Pretoria. Ja, toe. Ek het haar skoolhoof ook geskakel. Die kinders was verskriklik geskok. Haar hele klas sal seker by die begrafnis wees, jy weet. Ek het gedink, Woensdag is 'n goeie dag. 'n Mens moet probeer om begrafnisse maar so gou as moontlik agter die rug te kry, as jy nie beswaar het nie. Nee, ek kan nie beswaar nie. Jy het nie by haar gebly nie. Nee, ek het 'n huis in Arcadia. My spreekkamers is daar. Sy het verkies om in 'n eie dorpshuis te bly. Jy het nie ander familie nie. 2 tantes. Hulle bly in Pretoria rond. Ek sal hulle laat weet. Ek dink my ma het 'n bietjie kontak met hulle verloor. Jy moet verskoon dat ek persoonlik raak. Ek weet deur ondervinding as so iets gebeur is mense bietjie deurmekaar. Jy sal bank in kennis moet stel. Hulle sal waarskynlik weet van haar testament en dinge. Ek was lief vir haar. Ek gaan haar mis. Dankie, dominee. Sterkte. Dankie dat jy kom sê het.
Jy's laat. Gelukkig het ek jou pasiënt eers van 12 uur af ingeboek. Hierdie juffrou de Villiers vir jou gebel. Sy wou met jou praat. Ken jy haar? Nee, ek ken haar nie. Wel, sy het aangedring om met jou te praat. Daan laat gaan, het sy gesê. Nie dokter laat gaan nie. Wie sy? Annette, ek sê mos ek weet nie wie sy is nie. Daan, ek het 'n peste aan om vir die gek gehou te word. As jy vir jou 'n nuwe meisie wil aanskaf, is jy welkom. Sê my minstens net. Jy is van jou trolley af. Ek is nie van my trolley af nie, dankie. Ek haat dit net as mense met my die gek skeer. Ja. Kry meneer Herman Skoonwinkel vir my by Oranje Bank. Hy is die bestuurder. Het jy 'n tydjie om by die huis langs te kom dan? Kan jy met 'n bietjie die testament deurgaan? Goed oom. Dit is net Colleen van Herman Skoonwinkel. Sy vrou dan saam. Ag nou maar binne. Kom drink 'n koppie tee by ons daar. Jy en die vrou. Dankie ons sal. Haai my kind. Tante het nog nie kans gehad om haar kondolensies oor te bring nie. Sies tog. In elk geval ons praat by die huis. Salie, ry ek nou saam met julle of wat? Maar kom, ons gaan nie kuier nie. Herman wil Elsa se testament met Daan bespreek. Nee, maar dat is sommer reg dat ek ook by is. 'n Testament is 'n familiesaak. Almal moet hoor wat Elsa se laaste wil was. Dan ry ek nou sommer saam met julle en Daantjie kan my weer by die huis gaan aflaai. Kom Herman. In die geval waar sodanige kind te sterwe kom sonder nalating van enige wettige afstammelinge, gaan dit oor en was aan by die van die oorblywende kinders. En geld die bepalings van Flosilus 3 en 4 mutatis mutandis. En dis al. En wat beteken dit nou alles, Hermans? Wie kry nou eintlik wat? Daan is die enigste erfgenaam. Hy en sy kinders wat nog gebore gaan word, indien enige. En wat van my? Jy erf niks. Nou alles wat ek opgeoffer het met my oorlede broer Karel se lyding. En nou het Elsa van my vergeet. En wat van oor Karel se soukies, dit kom my toe. Ag, Koba, is nie nou die geleentheid om te sit en kibbel oor Elsa se testament nie. Ja, omdat sy jou suster is, wil jy nou vir haar beskerm en voorpraat. Maar wat van my arme broer Karel, hy was haar man gewees, die helfte van al haar goed was syne. En op sy sterfbed het hy die wens uitgespreek dat ek sal deel in sy goed. Dat sy my bedrieg. Koba gedra vir jou. Elsa is skaars in haar graf en jy sit klaar soos 'n aasvoël wat homself regmaak om te pik. Ek laat my nie deur jou beledig nie, Herman. Ek is geregtig op al my broer se besittings. En ek laat my nie uitvloek oor wat my regte is nie. Jy het Elsa se testament gehoor. Sy en Karel was binne gemeenskap van goedere getroud. Toe hy dood is, het alles oorgegaan na haar toe. En nou na die enigste seun toe. Hy was haar seun, nooit oor Karel se nie. Vir wat probeer jy vals wees? Dani was al nooit Karel se kind nie en jy weet dit. Koba, mag jy gestraf word oor wat jy nou gesê het. Ek het niks bedoel nie, ek het maar net gesê wat waar is. Loop nou uit hierdie huis uit. Jy het ongenooid hier ingekom en van nou af tot jy in jou graf lê, sal jy in hierdie huis onwelkom wees. Toe loop nou. Salie, dit was mos maar net die waarheid. Doen wat Herman vir jou gesê het. Toe loop. Ja, ek sal loop. Maar ek sê net vir jou.
Hier word 'n onreg aan my gedoen en julle sit almal in toesien en lig nie 'n vinger nie. Ek word uit my erfporsie uit bedrieg en julle Bly nou stil. Ja, dan loop ek. Ek dink hier's dinge gesê wat ek behoort te weet. Kom ons kan vir ons dit opdaan. Sal ek gaan wys jy so lank vir juffrou die tuin. Spaar wat jy dan Koba gesê het daar. Ek weet nie hoe vir 'n man te vertel nie. Pa wat hy sy hele lewe lank geken het, is nie meer sy pa nie. Jou moeder en Karel Lategan is getroud 2 jaar nadat jy gebore is. Jou regte pa was 'n man met die naam van Skalk Visser. Hy was jou moeder se eerste man. Ek weet daaraan is traumaties. Ek is 28 jaar oud, oom. Alles wat ek nog ooit oor myself geglo het. Dis alles vals, is dit nie? Ek het baie met jou moeder oor gepraat dan. Sy was 'n verskriklike eerbare mens, maar oor die een ding was sy nooit kop gee nie. Sy het jou grootgemaak as Karel Lategan se eie kind. Jou pa Karel Lategan het jou wettiglik aangeneem nadat hulle getroud is. Jy het sy naam aangeneem en alles. Die Skalk Visser het jou weggeteken. Weggeteken? Dis 'n lang storie dan. Ek het Skalk Visser goed geken toe ons jonk was dan. Ons was swaars. Ek weet nie regtig wie se skuld dat dit twee se egskeiding was nie. Maar ek het respek vir die manier waarop hulle dit gehanteer het. Skalk en Elsa het besluit dis beter as jy nooit eers van hom af weet nie. Dat jy normaal kan groot word as Daan Lategan. Elsa en Karel Lategan se seun. En dis presies wat gebeur het. Karel was vir jou so lief soos vir 'n eie kind, tot die dag dat hy dood is. Wat hulle gedoen het was in jou eie belang. Dink jou moeder sou jou miskien uiteindelik gesê het. Uiteindelik. Ek is 28. Ek weet dan. Ek het voorsien dat jy so sou voel. Hulle het geen reg gehad om my te bedrieg nie. Hulle is dood dan. Dit verander ook nie die saak. Waar is hierdie Skalk Visser, my pa? Ek het oor die jare kontak met hom verloor. Hy was destyds 'n prokureursklerk. Hoort nie te moeilik te wees om hom op te spoor nie. Maar miskien moet jy goed naring voor jy hom gaan soek. Hoe ek moet nadink. Hy moes dink het voor hy my weggesmyt het. Oom, ek werk elke dag met meisies wat in die moeilikheid kom. Ek persoonlik het 'n peste aan as hulle van die babas probeer ontslaa raak. Die kinders word vir hulle las, jy sien. Hulle maak die kinders, maar sodra die kinders lastig raak, kom hulle na my toe. Probeer hulle reël vir 'n abortus of hulle gaan welsyn toe om die kind af te gee. Ek het 'n peste aan hom. En dis presies wat hierdie Skalk Visser gedoen het, presies dit. Dan luister. Nee, ek luister nie. Jy het geweet van hierdie liegspot, jy moet nie vir my kom preek nie. Nou goed, Dan is nou ontstel. Ek kan dit begryp. Maar dink 'n bietjie na. Skalk Visser het waarskynlik 'n gesin. 'n Vrou en kinders wat nie eers van jou af weet nie. Nou wil jy daar gaan instorm en chaos in sy huis veroorsaak. Ek glo nie jy is so onverstandig nie. Dis sy probleem. Nou goed dan. Maar doen jouself net een guns. Wag 'n week voordat jy iets drasties doen. Miskien verander jy van opinie. Nee, dankie. Swart word nie wit as jy een week wag nie. Swart is swart. Hy het my afgeteken in 'n ander man. Hy het sy besluit geneem. Wat my betref, ek is 'n Lategan, ek is nie 'n visser nie. Kom ek vat jou huis toe. Ons drink nog tee. Nou bly dan ek ry. Verskoon my so. Daan, wag vir my. Waar gaan ons nou heen? Jy gaan huis toe, ek gaan na my ma se dorp 6 toe. Kan ek nie maar saam gaan nie? Nee,
Hoekom nie? Oor ek nie lus is vir jou Maar nie. wat het ek jou gemaak? Kyk, ek is vanoggend lus vir dieselfde argument nie. Jy weet goed waar jy met my staan. En solank jy dit verstaan, sal ons goed oor die weg kom. En verder los jy my net uit. Maak's goed genoeg as jy my wil gebruik, nê? Dis jou probleem as jy wil laat word gebruik. Met ander woorde, ek's maar net een van jou honderde meisies. Ja, Maar in daai geval kan jy my maar net hier los. En my cheque vir my pos, ek kom nie terug werk toe nie. dit pas my uitstekend. Onmagtig wil jy met 'n skrik. Ek het net hier by jou ma se huis kom soek na 'n paar ou foto's van die familie, oor die Karel en die ander familieportrette, maar ek het nou niks gekry nie. Kom ons gaan die huis en dan gaan maak tante vir jou koppie tee, jy lyk so moeg. Kom. Ek voel nou so aardig. Alles so netjies reggemaak voor sy die naweek weg is. Alles so mooi op sy plek. Nooit gedink sy sal haar huisie nooit weer sien. Ag, dan het ek nie bedoel om so voor jou aan Chanke te gaan nie, maar is daarom so aardig. Waar is die melk? Los dit hier, tante. Dit was seker Elsa se katjie. Ja, tante, dit is Ruby. My kind, jy moet maar vir tante vergeef wat tante net nou daarso in Sadio se voorkamer gesê het. Vir 'n oomblik het my kop nie gevat nie en toe Herman nou nog so na met my is, toe weet ek glad nie waar ek is nie. Ag, dis die ouderdom, hy maak maar so met 'n mens. Dis niks, tante. Nee, ek is bly jy voel so, my kind. Haai, my kind, dit klink so akelig as 'n mens oor die aardse goed is. Maar dit is van skone sentiment wat tante praat, skone familiesentiment. Kyk nou hierdie soukeis hier. Dis 'n erfstuk van my oorlede ma. Kom nou daar uit 1938 uit, van die Ossewa trek. Ag, en dan nog so 'n paar ander goedjies wat nou vir jou nou niks werd is nie. Julle kinders het mos nou nie sentiment oor ou mens goed nie. Ag, ons kan dit later reël, tante. Nee, dit besef tante, maar al te goed. Maar weet jy my kind, toe tante nou so lê en rondrol vannag, toe dink ek, hy dit moet nou akelig wees vir 'n man om deur 'n vroumens se klerekaste te gaan. Onderklere en alles, veral wat dit jou eie ma is. En toe besluit tante sal maar die klere vir jou kom doen. Dis tog nie 'n man se werk nie. Ons kan later oor besluit. Ek het eintlik gekom om kyk of alles nog in orde is hierso. Ek sal in die week weer kom. Nou mag jy maar vir tante die sleutel so lank, dan kan tante mos maar die klere kom regmaak voor jy dan nou terugkom. Ek sê mos ek sal self. Nee, Daniel, dit lyk my jy vertrou glad nie vir tante nie, dan loop ek nou maar weer. As tante wil, kan tante na Ruby kyk. Ek is te veel uithuisig om 'n kat aan te hou. As tante wil. Ag, natuurlik sal ek na Elsa se ou katjie kyk. Natuurlik sal tante hom versorg. Nee, maar as tante reg is, kan ons maar gaan. Ag, my kind, gee nou maar vir tante die sleutel, dan kan tante mos so lank hier opruim. Tante. Ag, my kind, jy moet nou maar vir tante laat weet wanneer tante kan reël vir 'n lorry om 'n showcase te kom haal. Die ding staan hier so in die stof en verniel. Danie, tante het mos nou niks bedoel nie, my kind. Tante sien maar nie.
vissers, maar nie een skalk nie. Jy kan die ander provinsies probeer of die Suid-Afrikaanse wetsgenootskap. Wat wil jy met die man maak? Ag, sommer 'n privaat saak. Hy is familie van my ma. En toe sy dood is, het ons 'n bietjie kontak met hom verloor. As jy wil, kan ek 'n bietjie rondbel. Wil jy my jou nommer gee en dan kan ek jou laat weet as ek iets uitgevind het. Of iets uitvind of nie, jy kan my in elk geval bel. Is jy seker jy's ook regtig hierdie skalkvisser? Belaagbare, die saak voor die hof is een van crimen injuria. Die vraag is of daar genoeg konkrete getuienis teen my kliënt ingebring is om hom in die jeugdige ouderdom van 23 tot 'n krimineel te verklaar. Die antwoord, eerlaagbare, met respek, is nee. Daar is geen greintjie getuienis nie. Daar is net die woord van die klagster wat, soos ons bewys het, van twyfelagtige karakter is, 'n immorele lewe gelei het en genoegsame motivering gehad het om my kliënt se goeie naam en karakter te wil beswadder. Baie dankie advokaat Visser. Ek dink dit het regtig goed gegaan. Te goed vir jou, ja. As dit my dogter was, Groenewald, het ek jou hier in die hofmure vasgespijker. Pa, Jenny, wat maak jy? hallo pa. Ek is nou so woedend vir haar dat sy kan nie so oorkom. Hy het my alweer gedrop. Ag, alweer liefdesprobleem. Man, ek weet sy wil besluit wat hy in die lewe wil doen. Ek moet nou so na sy my moeg vir sy ewige gejammer. Gaan pa huis toe. Ja, ek wou eintlik kantoor toe gegaan het, maar ag, wat dit maak nie saak nie. Wat is eintlik die probleem met jy nou? Ag pa, ek het preekstoelmentaliteit, dis wat. So oor in 'n pastorie groot geword het. Dit is sonde, dat is sonde. Liewe hemel, hoekom gaan soek hy nie vir hom 'n vaal verpiepte klein meisietjie wat welsyn swat of iets nie? Hy soek 'n pastoriepop en ek is definitief nie een nie. Nou los hom. Ek het hom al 5 keer gelos, maar hy dag net elke keer weer by die voordeur op. Jou moeilikheid is, jy het 'n ding oor voorspelers. Jy soek spiere. Ag pa, dis nonsens. Nou maar hoe gaan jy na elke slag terug na hom toe sê my? Ek weet nie. Nou waaroor het julle nou eintlik hierdie slag geargumenteer? Ag pa. Ek dink ek is 'n okay Christen en so aan. Maar 'n mens hoef nie verkramp te wees nie. Hy het sy neut gedoen oor ek en Elise hulle Sondag na kerk gaan tennis speel het. Dis Sabbatsontheiliging, sê hy. Dit staan so in die Bybel. Span ook aan sy kant. Nee, ek sê maar nie. So pas sien. Is dit hardes? Hardes bruik nog. Ja, wil jy ek moet 'n woordjie moet was. Nee, hy kan bietjie met ouma gesels. Ek gaan nou eers bad en dan 'n referaat om klaar te maak. Laat hom sweet. Dis bietjie tee, Riders. Dankie tante. Die melk is seker vir my, dankie. Nou, Riders. Wat sê jy nou van al my miljoene? Gaan ek verderf toe? Nee, ek dink daarom nie so nie, tante. Nee, wag. Moet nou nie my vraag ontwyk nie. Dis staan ons in die Bybel die ding van die naald en die kameel. Jy word mos predikant. Jy weet, ek staan einde se kant toe. Nou het ek gewonder, moet ek nie maar alles weggee nie? Laat almal nou erf en dan betaal ek minder boedelbelasting, dan is ek weer arm. En dan is my kans oorkant toe dalk ook soveel beter. Tante moenie die Bybel so letterlik opneem nie. Dis die gees waarin 'n mens lewe wat tel, nie die letter van die wet nie. O, ek sien. In tennis op 'n Sondagmiddag, dis Sabbatsonteiliging. Die wet sê so. Ek dink tante spot nou met my. Ek spot nie met jou nie. Dis Jenny wat hierdie vrae vra. En luister jy nou na 'n ou vrou my kant. As jy nie vir daardie kind antwoorde het nie, gaan jy tweede kom. Moenie vir jou op Deuteronomium beroep nie. Maak jy jou eie planne of soek vir jou ander meisie? Sy is te slim vir hom, dis haar ongeluk. Sy's net so vergeet my nie van vuur en ma se broer. So slim soos die houtjie van die galg. Tot hulle hom vasgetrap het vir diamante. En toe, wat gebeur toe? Hulle smyt hom in die tronk. En op die ou einde, toe organiseer hy die hele tronk. Bewaarders en kapelane en tronkvoëls die lot. Nee, vir pastoriemoeder gaan sy nie deeg nie.
Dit gaan afvaardigings en deputasies en klagtes voor die synode wees en kort voorlangs sit Harde sonder 'n job en Jeannie moet uitspring om moordenaars te gaan verdedig. Jy weet, Scully is eintlik jou skuld. Nee, 'n man moedig en sy dogter aan om 'n advokaat te word nie. Waar kry so 'n arme kind 'n man? En dit nog 'n predikant boonop. lyk my jy's trots op jou dogter. Maar ek is ook. Maar waarom sy nou nie liewer 'n dokter gevat het soos enige ordentlike meisie met ambisie nie, kan ek nie verstaan nie. Dokters is dan so romanties. Dokter Lategan? Dokter Lategan, dis konstabel van Wyk van Sunnyside Polisiekantoor. Ons het 'n meisie met die naam van Juffrou Annette Koulain hierso. Sy sê sy werk vir u. Nou sy het deur 'n rooi robot gejaag in 'n ander kar vas. Haar kar is afgeskryf. Ek kom meneer van Wyk. Hou haar net daar. Ja, dokter, maar die saak is nie so